Voor ons by ons hengelplek kan uitkom, moet daar eers gestop word om te kyk of ons harders kan kry, wat ons as livebait kan gebruik. Okay, Stoffel, so wat ons nou doen is, ons gaan gou net 'n paar gooi met die gooinet. En kyk of ons daai mallet sommer gou blind kan gooi hier. Hier is 'n paar hier voor wat ek gesien het. So ek gaan sommer, die water is nie baie diep hier, so ek gaan sommer laat my net gaan. So ek maak hom los van my hand af en dan haal ek hom net as jy nou lekker ver wil gooi. Na 'n paar vinnige gooie met die gooinet, het ons genoeg harders bymekaar en kan ons tot by ons hengelarea ry. Met aankoms lyk die water belovend en ek maak reg vir my eerste gooi. Yes man! Okay, ons het 'n paar lekker lavies gekry. Ek is by my gunsteling hengelplek. Die water lyk belovend. So die eerste gooi is in. Ons gaan kyk of ons 'n bronsie kan land. Dit was nie lank nie en my lewendige harder word van die hoek gestroop, wat aandui dat daar kleiner haie in die water is. Dit laat my strategie verander en ek berei 'n bloederige visasie voor. Kort nadat die aas die water tref, word my visstok plat getrek en moet daar gespanner word om tot by die stok uit te kom. Ek maak vas en gee die stok vir Stoffel oor, wat die vis verder beklei. En hy was seker 10 minute in die water en is fish on. So geseënd. Blessed. In die vlakwater is, gaan hy dan nog 'n rand vat. So dan, as hy rand vat, gaan net af met die punt. Net as 'n jong vis. Dit is 'n jonger vis, maar steeds sorg dit vir groot opwinding en na 'n goeie beklei kon Stoffel die vis tot in die vlakwater kry en kon ek hom veilig land. 'n vinnige foto of 2 en die vis word weer vrygelaat om ook op 'n ander dag vir 'n ander hengelaar hierdie groot genot te kan besorg. Yes man.